Goeiemorgen lieve gemeente, hartelijk welkom vir ons hier in ons lede. Gaan met een afkondigings van die voordeel namens die kerkraad. Indien dan enige nieuwe intrekkers is, sal die na die tyd achter die saal ontvang. Vir voorbereiding ons Chantel Rasse Paul, die Amle Mostert se ma, en ook vir Peer Holstase op ons gebedslijst. Sympathie dink ons aan Zak Breinbach, wat sy pa Zak Senior ook in die afgelope week oorlede is. En dan daarom dinsdagavond is ons bazaarvergadering, is ons tweede laaste vergadering voor die bazaar is op hande. Ons vraag nie dat al die saamroepers daar tegenwoordig sal wees. En dan het ons ook een versoek van help in die hand gekry. Dit gaan oor die krachtende berekening in welverdien. Ons blijkbaar heel wat gesinne wat al hulle koos en ons verloor in die huiskaste wat alles. En ons uitreikaksie na hulle toes. Ons vraag as daar enig iemand is wat bederfbare voedsel wil skenk. Voor dinsdag om 10 uur die kerkkantoor afgevee sal word. En indien iemand kan bydraas wil die gee, net direct moet om die Andreas Kampels. 7 dienst. Gemeente, goeiemorgen. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek is bly om te sien die koue het daar nie te erg geoes nie. Vandag begin het daarom voel asof die ergste van die winter hopelik tot 'n einde kom en ek is heeltemal bewus daarvan dis nie die geval nie. Hierdie jaar se winter voel vir my die ergste in jare. Maar ek moet ook nou sê, dis die eerste keer in seker op 10 jaar dat ek hierdie tyd van die jaar behalwe COVID in 'n koel plek is. Want ons gaan normaalweg na warmer plekke toe in Julie en dan kom ons terug wanneer die ergste koue verby is en sê dit was nie so erg nie. Op 'n praktiese kant, ons het nog so 2 weke oor voor die bazaar, so as enigiemand 'n bydrae wil maak, daar is nog tyd as jy wil help, is daar nog plekke wat mens hulp kan aanbied. En andersins hou die datum van die 26ste asseblief in jou kalender oop en kom ondersteun ons. Van, as ek reg onthou, 8 uur die oggend tot moontlik 3 uur. Moontlik 3 uur, want as ons uitverkoop is, dan is ons basies uitverkoop. Ons gaan nog hier wees, en jy kan saam met ons gesels en tyd spandeer, maar as alles teen 3 uur klaar is, dan is dit ongelukkig een van daai dinge. So vroeër kom is definitief veiliger. Dit van my kant af, kom ons word saam voor die Here stil. Hoe lief het ek hier woon, Here Almagtige, ek versmag van verlang na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek hemel oor die lewende grond, selfs 'n moskee, 'n nes en 'n swalkie, 'n plek vir haar kinders, daar by die altaar. Here Almagtige, my koning en my God. Hemelvader, dankie dat ons mag weet, dat in die teenwoordigheid, in die huis, sal ons altyd tuis wees, dat U altyd vir ons 'n plek is, soos daar vir elkeen van die diere, bejaarde 'n plek is om te bly, kos is om te eet, en genoeg is om aan die gang te bly, weet ons dat U met ons is, dat ons baie meer is hulle is. Here, in die moeilike tye waar ons leef, waar omstandighede nie altyd maklik is, waar ons hoor van welverdien wat al 14 dae sonder krag sit, met al die uitdagings wat daarmee saamgaan. Die wêreld in 'n paar opsigte onstuimig is. Die ekonomie nie is wat ons wil hê nie. En daar baie keer soveel dinge is wat ons bekommerd en angstig kan maak. Dankie dat ons kan weet, dat nie teenwoordigheid ons veilig kan wees. Dat U altyd na ons sal omsien. Dat U vir ons sorg. Wag na die wete vir ons. 'n maand van berusting bring in ons help. Op te midde daarvan vir U te bly leef. Here, kom wees asseblief vanoggend met ons in die diens. Mag dit wat ons doen, ons nader aan U bring en die liefde verklaar. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here.
Soek rigting en bestemming in die sonde vasgevang, is gedood, vrygekomen, uit genade lewe oor. U is genade, barmhartig, u red ons uit die dood. Lewe voor u, nie verloor nie, vreugde vol belei ons. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christu, ia alleen, soli Deo gloria. U is in beheer, regte rigting, u bestemming, in die liefde niet gevind, net soos Jesus, u gestuurd is. Leef ons diens waar ons is, u is genade, barmhartig, u red ons uit die dood. Lewe voor u, nie verloor nie, vreugde vol belei ons. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christu, ia alleen, soli Deo gloria. U is in beheer. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vry. Sola Christu, ia alleen, soli Deo gloria. U is in beheer. Ek sien ons het in die midde van die skoolvakansie 'n aantal jonges hierso. So kan ek vra dat die jongens asseblief na vore kom. Ek wil graag bietjie met julle gesels. Die wat hier kuier is ook welkom. Julle kry sweeties as julle na vore kom. As julle nie na vore kom nie, moet iemand net vir julle sweeties saamvat. Hoe was die week geweest? Was het 'n lekker week? Ons bly. Is dit nog steeds daai aardige tyd van die jaar wat niemand van hou? Skoolvakansie. Dit was nou lekker stil. Daai aardige tyd van die jaar wat niemand van hou nie. Ja, dis winter, skoolvakansie. Nee. Dit is nou daai tyd wat mense lekker kan rus, lekker kan ontspan. Geniet die vakansie. Ok, wat doen jy in die vakansie? Bly nou daar bezig. Ok. Dis ook 'n groot deel van die lewe daai dat mense nie spesifiek wat jy moet doen nie, maar besig bly en net doen wat mens kry om te doen. Die Bybel sê nog goed vir ons, want julle is nog lekker jonk. So julle weet seker wat julle eendag met julle lewens gaan doen. Nee. Julle weet helfte van die groot mense hier ook nie. Van ons wonder nog steeds wat ons eendag met ons lewe gaan doen.
Die wonderlike ding van geloof is dat God vir ons genoeg krag gee vir elke liewe dag. Ons hoef nie nou al te weet wat ons oor 20 jaar gaan doen, of enigiets van die jaar nie. Weet jy al wat jy na die vakansie gaan doen? Skool te gaan. Ja, dat is regte antwoord. Baie keer die lewe werk dit sodat ons net weet wat reg voor ons kom, maar ons weet nie wat baie lang voor die tyd gaan kom. Maak dit saak? Nee, maak nie saak. Gaan môre 'n lekker dag wees. Gaan die eerste dag van skool lekker wees. Ouers kan ek nogal sien. Ja, die eerste dag van skool gaan baie lekker wees. Die kinders om die maatjies te sien gaan lekker wees, maar anders is weet mens nie. Enige dag kan lekker wees as mens die Here vertrou. Die Here help mens elke liewe dag om te doen wat saak en om naby hom te lewe. En dis juist wat ek vanoggend met julle wil deel. Enige dag kan 'n goeie dag wees as mens die besluit maak om te doen wat God gee vir mense om te doen. Prediker en Spreuke en die Psalms sê vir mense, die doel van 'n mens se lewe is om te doen wat jou hande vind om te doen. So, vandag doen ek dit wat daar is om te doen. En as ek dit gedoen het, fantasties, dit was 'n goeie dag. En môre presies dieselfde. Ek doen wat daar is om te doen, en dan kan ek sê, ek het God se wil gedoen, dit was 'n goeie dag, en hy is vir my lief. En dan mens met lewensdoel uit, dan maak ek nie saak, of jy nou weet, dis wie ek gaan wees vir die res van my lewe, of het is, dis wie ek is vandag. Geen saam met dit? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons so lekker skoolvakansie kan geniet. Tyd om te rus, tyd met ons gesinne saam te spandeer en ook net 'n breek van ander dinge te kry. Here, wees asseblief met elkeen van die kosbare jong mense, dra hulle en beskerm hulle en mag hulle nie die vakansie rus vind en die tyd saam met hulle ouers baie geniet. Wees met hulle in die tyd wat voorlê van die skoolkwartaal weer begin, dra hulle en sterk hulle dan. En mag hulle elke dag weet dat U vir hulle lief is, dat U vir hulle omgee en dat hulle net alleen is. Amen. En as jy seker maar met almal so gekry. As almal so gekry, dan kan ons weer by ons ouers gaan sit. En as jy gesien het daar so maatjies wat nie 'n sweetie gekry het nie, wat binne tref afstand is, of 'n sussie of 'n boetie wat ook daar is, dan kan jy hulle maar vir hulle gee. Ons skriflesing vanoggend kom uit Paulus se brief aan die Romeine, Romeine 5 vanaf vers 1 tot vers 11. Romeine 5 vanaf vers 1 tot vers 11. Voor ons dit saam lees, kom ons neem 'n oomblik en vra die Here om by ons te wees. Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade. Dankie dat U vir ons genoeg is. Al weet ons nie wat die toekoms inhou en wat ons oral in die toekoms gaan doen. Dat U met ons is. Dat U elke dag vir ons iets gee om te doen, waar ons U kan eer, U kan loof en U wil kan doen. Kom wees ek vanoggend hier met ons, wanneer ons uit die woord lees. Here, mag ons dit ontvang wat ons nodig het. Mag ons iets kry om saam te neem en ons moed te gee in 'n wêreld wat nie altyd maklik is om te leef. Mag ons gedagtes, ons harte en ons ore op U gefokus wees. Amen. Romeine 5 vanaf vers 1. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God. Deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook die vrye toegang gekry tot hierdie genade waar ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. Dit is egter nie al. Ons verheug ons oor die swaar kry. Want ons weet dat swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam.
Want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds in die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog nie moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hier. Christus het vir ons gesterf, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons, deur hom ook van die straf van God gered word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar, dit is nie al. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Tot daarso toe ons skriflesing vanoggend. Die Romeinebrief is 'n baie interessante en in opsigte moeilike boek, want wanneer jy die brief lees, dan lees jy vir alle praktiese doeleindes Paulus se poging om vir mense te sê, ek weet nie heeltemal wat julle weet nie, so ek gaan vir julle alles wat nodig is sê. So hy begin by die begin van geloof en gaan tot die einde van geloof en probeer vir mense in so min as moontlik woorde alles te leer wat nodig is om te glo. Alles wat 'n mens hoef te weet van geloof. En dit begin met die goeie dat God liefde is, dat God vir ons gekies het, dat hy besluit het ons is spesiaal, ons is kosbaar, ons is goed genoeg. En dis die positiewe kant, dat hy dit praat, want Paulus deel van die wonderlikste dinge van geloof, van die voorregte wat mens so bly oor is, maar hy bly ook nie daar nie. Hy gaan 'n stapie verder en praat oor van die goeders wat mens soms nogal regtig gewens het Paulus net oor sou stil bly, want as dit nie in die Bybel gestaan het nie, dan sou die lewe dalk 'n bietjie makliker gewees het. En Romeine 5 is regtig een van daardie gedeeltes wat as Paulus net so 4 verse uitgelaat het, dan sou dit 'n verskriklik lekker preek gewees het. Ons verheug ons in die geloof, ons verheug ons in die redding, ons verheug ons in God so. Ons is bly, ons is dankbaar, alles is wonderlik en fantasties, maar net mooi in die middel dan doen Paulus dit wat belangrik is, maar nie lekker is. Hy preek teen dwaalleer. Nou, dwaalleer is wanneer iemand iets leer wat nie waar is nie, maar baie keer so naby die waarheid klink dat, dit maak sin. Ek kan nogal inloop op daar. Dit klink nie so ver daarvan af nie. Mense dit kom beskryf soos 'n wolf in skaapklere, want ek is nie seker of daai met AI gemaak is of wat nie. Die prentjie het op die internet gekry, maar dit lyk nogal, as jy vinnig kyk soos 'n skaap, en dan as jy mooi kyk, daar is iets fout daar. En juist in hierdie gedeelte spreek Paulus 'n dwaalleer aan wat verskriklik gevaarlik is, maar ook nogal eintlik baie lekker is om te hoor en baie mooi pas by wat mens graag sou wil hê. En dit is grootliks dat geloof gelyk is aan seën. Dis voorspoedsteologie of welvaartsteologie is een van die lekkerste goeders om te hoor. As jy bid, gaan die Here jou gebede beantwoord. Dis nou soos daai Facebook posts, sê amen hierop en jy gaan R1000 of R1.000.000 kry. Ek het al 1 of 2 keer probeer, ek wag nog steeds vir die R1.000.000. Nooit gebeur. Selfs die wat sê, as jy nie hierdie vir 20 mense aanstuur nie, dan gaan jy 20 stap. Ek het dit ook al getoets. Nie direk daarna my 20 gestap nie, ek het my 20 iewerster gestap, so, of het enigszins verband hou, weet mens nou nie rarig. Maar, voorspoedsteologie gee vir mens die gedagte dat, as jy glo, gaan dit met jou goed gaan. As jy reg bid, as jy reg leef,
dan gaan jy 'n fantastiese bankrekening kry, dan gaan jy gesond wees en God gaan alles net laat mooi doen. Daar gaan geen probleme wees nie. En as daar probleme is, dan is jou 10de vir die kerk nie goed genoeg. Of jy bid nie hard genoeg. Of jy glo nie reg. Want ook met goeie mense wat glo, gaan dit altyd goed. En dit is bietjie problematies. Want alhoewel dit verskriklik mooi klink en dit sou so fantasties wees as deur te glo ek kan verseker dat geen ramp in my lewe tref, dit ongelukkig nie is wat die Bybel vir mense leer. Die grootste probleem natuurlik is die boek Job. As ons hom uit die Bybel uit kan skeer, dan kan mens 'n baie sterker argument vir voorspoedsteologie maak, want die boek Job is uit en uit in die Bybel gesit om vir mense te sê, dis nie waar nie. Want in Job kry jy hierdie ou. Hy is nie net gelowig nie, hy is so gelowig dat as sy kinders op 'n Vrydag aand braai, saam met pille, kry hy hulle die volgende dag in kerk toe te gaan dat hulle kan gaan bid. Vir die Here jammer sê vir enige sondes wat hulle dalk gepleeg het. Hy dink nie noodwendig hulle was stout of iets verkeerd gedoen nie, maar net vir ingeval gaan bid hulle en het hulle offers gebring wat dalk het hulle iets gesê wat sonde kan wees, dalk was hulle lelik met iemand gewees, dalk net het iets verkeerd gegaan. Dis iemand wat sy geloof heeltemal in lyn was. Dis iemand wat sy gebedslewe briljant was. En toe verloor hy alles. Sy kinders gaan dood, sy besigheid vrou, hy word siek. Al wat hy oor het is sy vrou wat die hele tyd vir hom sê, wat het jy gedoen? Het jy aangejaag? Het jy nie dalk gesondig? En sy vriende kom na hom toe en sê dieselfde van, ja, dit gaan baie sleg met jou. Wil nou nie snaaks wees nie, maar as dit so sleg met iemand gaan, verdien hulle dit dalk. Dalk het jy iets gedoen om seker te maak, dit gebeur. En dwarsdeur dit bly Job bid. Job is bekend vir sy geduld en ek nooi almal uit in die boek Job te lees. Dis die interessantste vorm van geduld wat ek nog in my lewe gehoor het, want Job se geduld werk so. Here, hoekom ek hou nie hiervan jy genees my? Dan praat die Here met hom en dan weer, Here, ek hou nie hiervan nie, die mense is met my lelik, hulle terg my, hulle spot my, help my. Dis nie die ouetjie wat in stilte bid en wag nie, dis iemand wat klaar, kerm en praat met die Here en wat op sy hart is met hom deel en in gebed bly. Nederig en gelowig is hy, maar 'n bietjie van 'n klaarkous voor die Here in gebed ook. Nou die einde van Job wat sê die Here, mooi so, jy het gelowig gebly. Jesus weer dinge. En hy kry alles wat hy gehad het terug. Dit sê nie, hoekom het swaar gegaan het met hom nie, dit sê nie vir hom, jy het verdien of enigiets van die aard nie, dit sê nie, jy was geseën, ek was by jou toe dit swaar gegaan het, ek is nou by jou, toe dit beter gaan. Ons het natuurlijk die groot probleem van Abraham, die vader van ons geloof, die eerste van die aardsvaders, die ou wat God voorgesê het, gaan en toe gaan hy. Die Here het vir hom beloof, ek sal vir jou 'n groot nageslag gee. Ek sal jou God wees en ek sal vir jou land gee. In sy eie lewe het Abraham Sara se graf besit en na sy dood het hy sy eie graf besit. Dis die twee stukkies land wat hy in sy lewe gehad het. Hy was waarskynlik so oud soos van die ouerdoms en tannies in die kerk vandag, toe hy die eerste keer 'n pa word. So die groot nageslag het hy nie gesien nie, hy het nie die voorreg gehad om sy kleinkinders of enige van sy agterkleinkinders ooit te ontmoet nie. Hy het 'n pad met die Here geloop en was na hom. Die enigste van die beloftes van die Here wat hy ooit regtig ervaar het, is 'n spesiale verhouding met God. Hy het 'n geseënde lewe gehad, maar 'n lewe wat swaar kry en moeilikheid ook gehad het. En dis nie die enigste voorbeelde daarvan in die Bybel nie. As mens begin lees, dan kom mens nogal agter, daar's redelik baie mense in die Bybel wat swaar kry, met wie dit moeilik gaan, wat se geloof presies is waar dit moet wees, maar
wat bid vir uitkoms, maar nie uitkoms kry van hulle wil nie. En nog erger dan sê Paulus iets wat ons nie regtig sal wil hê nie. Ons verheug ons in die swaar kry, is die 83 vertaling, en as jy nou die Bybel vir almal, dis 'n ander Bybelvertaling wat so 'n bietjie vereenvoudig is en baie lekker lees, sê ons is trots wanneer ons swaar kry. Nou dit is 'n bietjie van 'n snaaksie daai. Ek is trots daaroor as dit met my goed gaan, as ek my oefentyd verbeter het, as ek 'n nuwe kamer gekry het, dan gaan ek op Facebook sit en vir almal wys hoe wonderlik dit met my gaan, maar niemand gaan op Facebook post, dit gaan baie swaar met my, loof die Here. En dit is so al wat Paulus doen, hy sê, ons is bly daaroor wanneer dit swaar gaan. Ons is dankbaar daarvoor. En dit is baie anders as wat ons wil hê. Paulus is natuurlik die een wat in 2 Korintiërs 12 vers 7 ook 'n interessante ding sê. Hy sê, hy het 'n doring in die vlees gekry, boodskapper van die Satan wat hom slaan. 3 maal het hy tot die Here gebid dat van hom weggeneem sal word. En die Here se antwoord is, my genade is vir jou genoeg. Paulus self bid daarvoor dat sy moeilikheid weggevat sal word, sy lewe sal makliker word, en die Here sê net, my genade is vir jou genoeg. En dit lei daartoe dat Paulus besef dat swaar kry nie noodwendig 'n probleem is. Dis nie noodwendig een van die dinge wat ons moet oorskaam wees. Het gaan nou swaar met my, so ek het verkeerd gedoen, dis 'n straf van die Here nie. Die Bybel sê dit nêrens nie. Inteendeel. Hy besef, okay, dis een van die dinge wat ons mee moet leef, dis een van die dinge wat ons mee aangaan. Ons is trots daarmee, dit gaan swaar, maar ons glo in die Here. Ongelukkig stop hy nie daar nie, maar hy sê, swaar kry, gee vir mense geleentheid. Want swaar kry, kweek volharding. As jy al ooit gaan kyk het, in die lekker mooi warm plekke in die wêreld, wat nooit oordentlike winters het hulle nie baie goeie stories. Die boeke wat daar geskryf word, is verskriklik vervelig, want die mense weet nie wat 'n goeie storie maak. Hulle maak films daar, maar dis al wat hulle daar doen. Plekke soos in Afrika met aardige weer wat eendag so koud is, jy wil doodgaan, 'n paar maande later so warm is dat jy dink jy gaan doodgaan, of jy is dalk in die hel, het ons van die beste skrywers in die wêreld, want in moeilike omstandighede dan maak dit mens kreatief in die lewe. Dis soos met oefening. Ek kan sê, hierdie is 'n gewig en ek kan hom oplig. En as dit alles wat ek doen, gaan ek nooit sterker raak. Ek gaan nie swakker raak nie, maar ek gaan nie sterker raak nie. As ek sterker wil raak, moet ek 'n swaarder gewig optel. Of meer doen, of aanbeweeg. Niemand groei wanneer hulle gemaklik is. Wanneer omstandighede lekker is, dan wil mens bly waar dit lekker is. Dus wanneer het moeilik is wat jy nou moet besluit, wat doen ek nou? Paulus sê juist daai ding, wanneer het swaar gaan, wanneer omstandighede nie maklik is, dan het mens die moeilike opsie, gaan ek aan of gaan ek nie aan? Gaan ek verder probeer of gaan ek nie probeer? Dis soos die uitdrukking, om dapper te wees, moet jy weet wat het is om bang te wees. Want enigiemand kan dapper wees as hulle nog nooit bang was nie, want jy is nie regtig dapper nie, jy is bang. Maar as dit nou soos 2 uur vanoggend was, toe die krag afgegaan het na sy geraas buite, jy moet besluit of jy by daai gordyntjie gaan uitkyk om te sien wat dit is of nie. En of jy maar net daar so in die bedjie gaan bly lê, dan val dit 'n bietjie moed om op te staan en te kyk. Ek weet nie wie dit gedoen het nie, ek weet nie of dit slim is nie, maar slegs in moeilike omstandighede dan kan mens groei en verander. So Paulus kom sê dat swaar kry 'n geleentheid is om te leer om te volhard. Dis 'n geleentheid om te groei, dis 'n geleentheid om sterker te word. En wanneer mens dit doen, dan kweek dit betroubaarheid. Want jy begin leer, okay, dis die doelwit, dis waarvoor ek werk, dis wat gaan gebeur. Mense kan 'n dissipline of in Engels consistency. Dis nou soos hy ding, as jy al ooit soos ek probeer tuin maak, sekere van die plante werk baie lekker, van die ander glad. Weet nie of julle geweet het nie,
Jy kan nie een keer 'n maand vir sekere plante water gee en verwag hulle moet groei. Maak nie saak al gee vir 100 liter een keer 'n maand. Hulle is nogal redelik geneig om te vrek as jy die eerste maand water gee. En so werk dit ook in mense lewe en met geloof. Paulus kom sê, as mens leer om te volhard en in moeilike omstandighede aan te hou en te bly werk daar, dan lees oor mens om betroubaar te wees. En jy leer om te sien, ek werk tot iets, ek gaan na iets toe, en ek stop nie daarmee nie. En meer is dit stop nie daarby nie. Betroubaarheid leer mens ook. Want meer kere mense in moeilike omstandighede volhard, meer kere mens betroubaar optree, hoe meer leer mens moeilike omstandighede hou nie. Dis soos 'n storm wat hier bo aan die een kant uitgebeeld word. Die storm kom, dis gewelddadig, dis verskriklik, die lewe is moeilik, maar geen krisis of ramp hou vir ewig. Ons weet nou byvoorbeeld die mense in Welverdien, vandag is dag 14 sonder krag. Dis nie die eerste keer wat hulle sonder krag is nie, so hulle weet die krag gaan iewers terugkom. Mense moet nou nie voortduur in die tyd wat voorlê. Die ergste wat dit al was 4 weke. Dit was almal in Kaltenborg, dit kabeldiefstal het al ervaar. Daar gaan die krag, nou gaan ons maar aan, maar iewers gaan het reg. Dis die wonderlike ding van moeilike omstandighede en hoe mens kies om daarin op te tree. As mens kies om Here te vertrou en betroubaar op te tree, dan leer mens ook wat mens besef. Ja, die omstandighede is nou moeilik en dis nie een van die lekkerste tye van die lewe om in te leef. Die ekonomie is nie op 'n goeie plek en die mynbou doen nie so great so wat mense wou nie. Die weer is akelig, dis winter, maar mense het ook die hoop dat dit verbygaan. En hoop is juist daai ding, om seker te wees dat die omstandighede wat nou is, nie die einde is. Want hoop is vir alle praktiese doeleindes geloof. Geloof is die hoop in die dinge wat ons nog nie sien. En dis wat Paulus hier vir mense kom herinner. Paulus kom vertel hier sodat die lewe nie altyd maklik en lekker gaan wees. Net omdat ons glo beteken nie, daar gaan nooit probleme wees, ek gaan nie 'n slaghart kry nie, die krag gaan altyd aan wees, my baas gaan altyd van my hou, die kinders gaan altyd na my luister, wat mens ook al wil hê, altyd die geval gaan wees. Hy waarborg eintlik vir mens, soms gaan die lewe moeilik wees, soms gaan dit baie taai wees, soms gaan dit nie lekker wees. En dit is wanneer mense karakter uit. Dit is wanneer geloof werklik sigbaar. So wanneer dit taai is, wanneer dit moeilik is, hoor mense eintlik bly te wees daaroor, want dit is 'n geleentheid. Dit is 'n geleentheid om te groei, dit is 'n geleentheid om vir die Here lief te wees. Dit is wat Paulus ter harte kom sê in hierdie gedeelte van Romeine 5. Mense kan dit koppel aan Psalm 23. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. Swaar kry is 'n realiteit in die lewe. Dit is iets wat nie een van ons gaan vermy. Selfs Dawid sê ons in Psalm 23, die groot troostpsalm, jy gaan deur die dal van doodskade weer gaan. Jy gaan swaar tye beleef. Die wêreld gaan nie altyd lekker en maklik wees. Dit maak nie saak hoe hard ons bid of hoe goed ons doen. Maar ons is nooit alleen daar. God is altyd met ons. En omdat God by ons is daar 'n geleentheid om te groei. Daar moet ons anders te kyk na die lewe. Anders te kyk daarna wanneer dinge nie reg loop nie. Ek weet dis een van die moeilikste dinge wat 'n mens gesê kan word, is die moeilikste ding wat die Bybel vir ons leer, want ek weet wat my reaksie was vroeër die week toe die kragpilaar daar op die hoek in die brand geslaan het. Ek het eers gedink hulle wil my kar steel en iets gegryp om die mense wat dit poog om te doen te gaan stop. En toe dit klaar is, toe gaan kyk wat die fout is, en toe begin ek nou bereken hoeveel dae ons sonder krag gaan sit, want die volgende ding is, die ding brand. Help dit om die brandweer te bel, want hulle kom in elk geval nie uit. Toe gebeur baie interessante ding.
15 minute nadat ek rapporteer het die dings in die brand is op die brand weer daar. Oeps. 30 sekondes nadat ek vir iemand gesê het, hulle gemiddelde reaksietyd is 3 na 10 ure. Ek het nogal daai toets van geloof lekker gedoen. Want in swaar omstandighede het mens altyd die keuse om te glo of om nie. En die wonderlike ding is, dis nie 'n eenmalige ding nie, want ons gaan weer swaar kry, dus dit gaan weer iewers te moeilik gaan, daar gaan weer omstandighede wees wat mens daai besluiting kan maak, wat doen ek nou? En as ek hierdie keer die reg kry, kan ek volgende keer die Here vertrou en hoop. Hierdie week het ek geleer, as dit taai gaan, God voorsien, daar's altyd rede om te hoop, daar's altyd rede om te sien dat hierdie nie die einde is. Enige moeilike omstandighede bly 'n geleentheid om te onthou dat God met ons is. En na die tyd dan is dit baie keer soos ek vanoggend gemaak het, 'n storie wat mens kan vertel om te sê, God was daar, hy het ingegryp op 'n manier wat ek nie gedink het moontlik is nie, want 9 uur aand vir die munisipaliteit uit, so mense om uit te kom, dink ek is net van God af. Die brandweer wat in 15 minute daar was, as die Here se genade nie daar was nie, dink ek nie dit gebeur nie. En soms sien mense dit in sulke praktiese en simpel goeders. Soms sien mense dit in ander maniere. Maar elke moeilike omstandigheid is vir ons 'n les. En 'n geleentheid later om van te getuig. En te kan sê, die Here was by my. En ons weet, hy doen dit nie omdat ons so oulik is of omdat ons so spesiaal is. En Paulus maak 'n punt daarvan hier om te sê, op daai punt dat ons die meeste aangejaag het, op daai punt dat ons geen vertroue gehad het in God, het hy vir ons genade betoon. En hoeveel meer sal hy dit doen wanneer ons glo? Hoeveel meer wanneer ons die regte koers is? Romeine 5 nooi ons om hierdie lewe in geloof aan te pak. Om te sien, ja, die wêreld is moeilik. Maar dis nie 'n rede om moed op te gee. Dis 'n rede om te begin glo. Dis 'n rede om te begin vertrou. Dis 'n rede om te begin bid. Dus kom ons neem vanoggend die tyd. Word saam voor die Here stil. En vra om ons te help. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die genade, wat vir ons genoeg is. Dankie vir u liefde, wat u keer op keer aan ons betoon. Here, vergeef ons vir elke keer, wanneer swaar kry of verdrukking oor ons pad kom, en ons die toets daarvan misluk. Vergeef ons asseblief vir elke keer, wat ons die geleentheid het om te groei, die geleentheid het om u te vertrou, maar nie doen. Here, help ons asseblief, om anders te na die wêreld te kyk. Help ons asseblief om met geloofsoë te kyk, en te besef dat elke dag wat u vir ons skenk, is 'n nuwe geleentheid, om te midde van omstandighede die pad saam met u te loop. Dankie dat ons mag weet, dat wanneer dit met ons swaar gaan, wanneer dinge verkeerd loop, wanneer dinge nie is, soos ons graag wil hê dit moet wees, is dit nie 'n teken dat ons sondig is, of dat ons verkeerd gaan, dat ons nie hard genoeg glo nie, maar net dat ons die wêreld lewe. Here, help ons asseblief, om anders na swaar kry te kyk, die geleenthede daarin te sien. Here, help ons asseblief, om in ons geloof, ook in die goeie eienskappe, wat u en elkeen van ons geplaas het, te volhard. Help ons asseblief, om getrou daarop te word, sodat ons 'n positiewe verskil kan maak. Here, help ons asseblief, om so te loof dat die egtheid van geloof nie net in ons woorde sal sigbaar wees, maar ook in ons lewens en in wat ons doen. Here, help ons om te bly hoop, te bly glo al is die omstandighede moeilik. Al kyk ons om ons en dit voel soms asof ons in die dal van doodskaduwee is, maar daar nie lig na enige kant is. Help ons in daardie tyd te weet te vertrou en te onthou hoeveel keer u ons al uit die moeilikheid uitgaan. Hoeveel keer u al reeds vir ons liefde en genade betoon het. Here, help ons in daardie tyd by dankbaarheid te reageer. Here, help ons ook asseblief die getuienisse wat u vir ons in ons lewe gee te gebruik, wanneer tyd
om te volhard, om getrou te wees en om te bly hoop. Here, mag U genade vir ons genoeg wees. Mag ons die voorreg van Christus wees, in die moeilike en in die maklik, in die lekker en in die swaar kry, met vreugde en trots uitleef. Here, mag U Heilige Gees ons bystaan, om werklik as die kinders hier op aarde te leef. Here, ons vra dit nie uit verdienste nie, maar alleenlik deur U genade. Amen. Daar is nou die geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dankbaarheid. Kom ons staan saam en loof die Here met ons slot. Ons kom om U te loof. Ons kom om U te eer. Ons kom om U te dank. Ons bid soos U ons Heer. Ons Vader in die hemel hoog, geheilig sy naam. Vierdag die koninkryk hier kom en daar die wil geskied. Amen.
Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die saamwees van die Heilige Gees, ons lei, ons dra, en ons beskerm, nou, maar ook tot ewigheid. Amen.